Genesis 26, Isak in Gerar. Hy maak 'n verbond met Amalek, huwelik van Esau. En daar was 'n hongersnood in die land, buitenin die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Amalek, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die Here het aan hom verskyn en gesê: Moenie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het, en ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat Abraham na my stem geluister en my ordeninge, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. So het Isak dan in Gerar gebly. En toe die manne van die plek om na sy vrou vra, antwoord hy: Sy is my suster, want hy was bang om te sê my vrou, anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak ter wille van Rebekka, want sy was mooi van aansien. En toe hy al 'n lang tyd daar was, kyk Amalek, die koning van die Filistyne, deur die venster uit en sien hoe Isak speel met Rebekka sy vrou. En Amalek het Isak geroep en gesê: Kyk, sy is dan tog jou vrou, hoe kon jy dan verklaar, sy is my suster? En Isak antwoord hom: Ja, ek het gedink ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. En Amalek sê: Wat het jy ons nou aangedoen? Hoe maklik kon een van die mense met jou vrou gemeenskap gehad en jy 'n skuld oor ons gebring het? Daarop gee Amalek bevel aan die hele volk en sê: Wie hierdie man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word. Isak het toe in die land gesaai en daar 'n jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. En die man het groot geword en altyd deur groter geword, totdat hy baie groot was. Hy het troppe kleinvee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne hom beny het. En al die putte wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, die het die Filistyne toegestop en met grond opgevul. Toe sê Amalek vir Isak: Trek weg van ons, want jy het vir ons veelste magtig geword. Daarop het Isak van daar weggetrek en laar opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon. En Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het, en dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het. En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water. En die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesê: Dit is ons water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het. Daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem. Toe het hy van daar versit en 'n ander put gegrawe, en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Rehoboth genoem en gesê: Ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land. Daarna het hy van daar opgetrek na Beersheba, en die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê: Ek is die God van Abraham jou vader, moenie bang wees nie, want ek is met jou, en ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham my knegt. Toe bou hy daar 'n altaar, en hy het die naam van die Here aangeroep en daar sy tent opgeslaan, en die dienaars van Isak het daar 'n put gegrawe. Daarop kom Amalek na hom van Gerar af, saam met Ahazat, sy vriend, en Pegol, sy leerowerste. En Isak het hulle gevra: Waarom het julle na my gekom, terwyl julle my haat en my van julle af weggestuur het? Toe antwoord hulle: Ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Daarom het ons gedink, laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou, en laat ons 'n verbond met jou sluit. Jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak en aan jou niks as goed gedoen het nie, en jou in vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Toe berei hy vir hulle 'n maaltyd, en hulle het geëet en gedrink. En hulle is die môre vroeg op en het vir mekaar 'n eed gesweer. Daarop het Isak hulle laat gaan, en hulle het in vrede van hom af weggetrek.
Dieselfde dag kom toe die dienaars van Isak en vertel hom van die put wat hulle gegrawe het en sê vir hom, ons het water gekry, en hy het dit Siba genoem. Daarom is die naam van die stad Beersiba tot vandag toe. Toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dogter van Beri, die Hetiet, vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon, die Hetiet, en hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet.